Geliefdes, nou hartlik welkom dan ook vanmôre dan so by ons erediens waar ons die voorreg het dan ook van belydenis van geloof, dat ons ook elkeen tog ook herinner word aan ons eie belydenis van geloof, wat glo ons as kerk van die Here Jesus Christus, en dan ook met die doop, wanneer ons ook die doop dan vanmôre weer aanskou, dat ons ook weet hoe die Here ook sy beloftes aan ons maak en ons kinders. Nou, ons teksgedeelte vanmôre gaan dan wees uit Matteus 16 uit, wat juis handel oor die belydenis wat Petrus afgelê het. En daarom die tema dan vanmôre, geloofsbelydenis as die rots waarop Christus sy kerk bou. Geloofsbelydenis as die rots waarop Christus sy kerk bou. Nou geliefdes, kom ons maak oop by Psalm 84. Ons sing heerlik saam vers 1 en vers 6. Psalm 84 vers 1 en vers 6, ons doen dit staande, sluit ons af daarmee vir die, ons voorsang daarmee af, vers 1 en vers 6, u maak oop by Psalm 100, u bly staande vir die foto met die seun groet daarna, dan maak ons oop by Psalm 100, en daar sing ons vers 1, 2 en 4, u kan maar net die verse onthou, Psalm 84 sluit ons af, die voorsang staande, vers 1 en vers 6, na die foto met die seun groet, dan spontaan Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid, en vrede van God die Vader, en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Of
geliefdes, kom ons luister dan na die samevatting van die wet, soos wat die Here Jesus het ook vir ons gegee het in Matteus 22, daarvan in vers 34 tot vers 40. En daarna doen ons dan ook ons skuldbelydenis voor die Here, deur te blaai na Gesang 69. Ons kan oopmaak by Gesang 69. Ons gaan na die wetgedeelte, dan sing ons vers 1 en vers 4. Gesang 69 vers 1 en vers 4 as ons opregte skuldbelydenis voor die Here. Maar kom ons luister daarom na die wet van die Here, sodat ons ook die samevatting van die wet verstaan. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Nou geliefdes, ons weet hoe ons skuldig is in hierdie oortredinge. Kom ons blaai na Gesang 69 en dan sing ons vers 1 en vers 4 as ons opregte skuldbelydenis voor die Here. Na die aanhoor van ons aanklag ook voor die wet van die Here en ook in ons skuldbelydenis, kom dan ook die genadeverkondiging. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof bly lewe. Dit is dan ook ons geloofsbelydenis. Ons doen dan vanmôre die apostoliese geloofsbelydenis op die 12 artikels, en ek gaan vir u so voor en u volg opreg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 87. Gesang 87. As aansluiting ook by ons geloofsbelijdenis, kom ons sing vers 1 en vers 2. Gesang 87 vers 1 en vers 2. Gedeelte vanmôre is dan uit Matteus hoofstuk 16 uit. Matteus hoofstuk 16, ons gaan daar lees van vers 13 tot vers 19. Matteus 16 van vers 13 tot 19. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is groot, alomteenwoordig, almagtig, alwetend, alwys. Here, U is soewerein in U optrede. Niemand skryf vir U niks voor nie, maar U bepaal alles en almal. U heers oor U koninkryk, U heers oor U skepping. U is die Alfa en die Omega, die begin van alles, die einde van alles. U beskik oor alles. Die begin van ons geloof, die einde van ons geloof. Maar Here, U hou ons so in stand. Daar is niks buite U werke om nie. Daar is niks, Here, waaroor U nie regeer nie. Ook vanmôre, Here, wanneer ons so hier by mekaar is, ons op U naam kom groot maak. Wanneer ons ook ons belydenis weer opnuut vanmôre kom versterk. Al kom hoor ons net wat het ons ook al beloof. Gee vir ons die genade, Here, om ook hieraan weer vas te hou. Dat ons ook weet, Here, dat U die ene is wat ons geloof vir ons in stand hou. Hemelse Vader, daarom terwyl ons so met U woord oopsit, gee vir ons die wysheid en die insig, dat wanneer ons ook hoor, Here, hoe dat ook Petrus hierdie geloof bely, dat ons ook opnuut weer, Here, ten diepste ons harte voor U kom stel. Ons vra, Here, dat U met ons sal spreek, en dat ons sal luister. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Matteus 16 van vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van God is, seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou,
jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind, dit sal in die hemel ontbonde wees. Geliefdes, ons kyk na vers 15. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die mense wat die kerk van die Here Jesus vorm op aarde, word in die Bybel op 'n paar maniere beskryf. 1 Petrus 2 vers 10 is die volk van God. Efesiërs 2 vers 19, die huis van God. 1 Korintiërs 3 vers 16, die tempel van God. 1 Petrus 5 vers 2, die kudde van God. Galasiërs 1 vers 13 praat van die gemeente van God. Openbaring 19 vers 7, die bruid van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 27, die liggaam van Christus. Dit is hoe die Here sy kerk op aarde beskryf. Maar die ware kerk op aarde begin, en dit staan, en dit word gebou op 'n geloofsbelydenis. Die belydenis dat Jesus Christus die Seun van God is. En so sê Johannes 4 vers 15, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. Nou die belydenis dat hy mens kom word het, dat hy gekruisig is vir die sondes van sy uitverkore kerk, dat hy opgestaan het uit die graf, opgevaar het na die hemel, dat hy regeer aan die regterhand van God, dat hy uiteindelik soos hy bely word, Here en God is. Die belydenis dat Christus die hoof van sy kerk is, die belydenis dat Christus sy kerk regeer deur sy Heilige Gees, dit is die rots waarop Christus se kerk gebou word. En daarom die tema, geloofsbelydenis as rots waarop Christus sy kerk bou. Baie interessant van hierdie gedeelte lees ons in vers 13, waar hierdie hele gebeurtenis homself afspeel, is by Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, 'n bekende stad in die tye. Dit was 'n stad of 'n dorpie, in ons tyd sou seker maar 'n dorp wees, maar vir hulle 'n stad. En hierdie stad was gebou deur die Romeine op 'n groot rots. Die gebou op die rots. En dis hier by hierdie plek waar die Here die belydenis vra van sy disippels af. Maar soos 'n mens na hierdie stad, dorpie toe geloop het, al langs en teen aan hierdie rots op, die pad soontoe, was daar binne in die pad in hierdie rots sulke klein nissies uitgekap. En in die nissies is al die gode van die Griekse-Romeinse era uitgebeeld in hierdie nissies. 'n Mooi galery van die afgoderry van die tyd. En dit is hier, by hierdie rots, waarop Caesarea Philippi gebou is. Dis in al die afgode, waar die Here aandring op die geloofsbelydenis van sy disippels. Maar julle, wie sê julle is ek? En merkwaardig, terwyl Petrus so omsingel word met die belydenis van die wêreld en die afgoderye van die wêreld, kom hierdie belydenis na vore. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Terwyl ook in die Griekse-Romeinse tyd hierdie nissies, hierdie gode
almal aanspraak gemaak het op die feit dat hulle gode seuns is. Petrus, wat ook rots beteken, die woord Petrus beteken ook rots. Sy belydenis kom staan daarom in 'n kontras met die rots waarop Caesarea Philippi gebou is, wat uiteindelik 'n belydenis is van die wêreldse gode. So kom staan Petrus, wat rots beteken, in kontras met die belydenis rondom hulle. Petrus se belydenis is die rots waarop Christus sy kerk bou. Nou let op, nie Petrus as mens is die rots nie, maar die belydenis van die geloof in Jesus Christus is die rots. Wat die Here Jesus Christus hier beklemtoon, is nie die eerste in die persoon van Christus nie, maar die belydenis van Christus, van Petrus, verskoning. Nou daarom, die belydenis van Christus moet ons enigste rots wees. In vers 13 vra die Here Jesus, wie sê die mense dat ek is? Ons moet nie dink van Christus wie ons wil dink, Christus vir ons moet wees nie. In die tyd waarin ons vandag leef, het ons nie noodwendig die uitgekapte nissies met die fisiese afgode rondom ons nie. Ons het ons verstande, ons ideologieë, ons idees oor God in ons eie koppe. En daarom moet ons versigtig wees van wat ons dink van die Here Jesus Christus. Dat dit nie buite om sy karakter is, van wie hy is, en wie hy, soos wat God hom aan ons kom openbaar het. Ons mag nie van Christus maak wat ons wil nie. Ons moet hom bely vir wie hy is. Om 'n ander idee van Christus uit te dink, is nog nie die ware belydenis nie. En daarom die antwoord van die disippels, van wat sê die ander mense, wie is Christus? Dan hoor ons in vers 14, U is Johannes die Doper, of Elia, of Jeremia, of 'n ander profeet. Nee, dis menslike idees oor Christus. En dit is dieselfde asof ons maar 'n ou nissietjie uitkap, waarin ons Christus wil inpas in ons lewens, waar ons vir hom 'n plekkie gee, tussen al ons ander idees, en tussen al die ander gode in die wêreld. Nee, die belydenis aangaande Christus neem 'n besit van die gelowige se hele lewe. Christus is nie net 'n seun van God nie, soos al die ander afgode reken hulle is nie. Hy is die seun van God, die enigste seun van God. Daar kan nie nog 'n plek in ons harte wees vir ander nie. Hy is die enigste seun en daarom is hy die enigste rots waarop die kerk gebou word. 1 Petrus wat die belydenis hier aflê in sy brief, 1 Petrus 2 vers 4 tot 6, staan daar, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Die eintlike vraag, maar julle, wie sê julle is ek? Die maar julle, met 'n groot klem, die woord julle maak hierdie belydenis diep persoonlik. En dit kom ook na ons toe vanmôre. Maar julle en ons hier vanmôre, wie sê julle is Christus? Daar's gevolge vir ons belydenis in Christus.
Geliefdes, hierdie belydenis raak ons ewige toekoms. Tot ver verby hierdie lewe wat ons ingeperk het, waar ons onsself bevind, ver verby hierdie lewe, weergalm hierdie antwoord nog tot in die ewigheid in. Die antwoord op wie sê julle is ek? Die vraag wat die Here Jesus stel aan sy disippels, wil hulle lei na die sleutel van die ewige lewe. En daarom vers 19, en ek sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die sleutel is die belydenis van geloof in die Here Jesus Christus as ons enigste redder voor God se toorn oor die sonde en die oordeel. As jy die sleutel vind, word die hemel vir jou oopgemaak. As jy die sleutel nie vind nie, bly die hemel gesluit. En daarom moet ons nie sê, die hemel is oop vir almal nie. Die hemel is oop vir die wat die sleutel vind. Jesaja in die Ou Testament het alreeds na die sleutel verwys met sy profesie oor die komende Messias. Daar in Jesaja 22 vers 22. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak. Openbaring 3 vers 7 sluit hierby aan en skryf aan die engel van die gemeente van Filadelfie: dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak toe nie. Verskoning, maak oop nie. Johannes 10 vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê: voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Ek is die deur van die skape. Belydenis van geloof. En lewe uit hierdie belydenis uit elke dag. En die Here Jesus Christus hou hierdie deur oop. Geloof is die sleutel. Die belydenis van geloof in Christus werk daarom die ware sleutel. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Te midde van al die ander moderne afgode, afleidinge wat ons ook in hierdie wêreld vind, wat wil voorgee om saligheid in te hou, moet ons nie daarby gaan stil staan. Te midde van hierdie wêreld moet ons die Here Jesus Christus bely as die ware God tot ons saligheid. God in die drie-eenheid, die Seun van God. Petrus maak die belydenis: U is die Christus, die Seun van die lewende God. En hierdie belydenis is baie ryk ook aan betekenis. Ons moet onthou, wat beteken die woord Christus? Wanneer Petrus die woord Christus hier gebruik, verwys hy na die Messias. Want die woord Christus is die Griekse woord vir die woord Messias in Hebreëus. Die gesalfde van die Here. Maar die Christus bedoel, die gesalfde, die Messias soos wat voorspel was in die Ou Testament. En daarom gee dit 'n baie diep betekenis, 'n ryke betekenis aan hierdie belydenis van Petrus. Petrus bely verder: U is die Seun van die lewende God. Hy is nie dood, soos die ander gode
in hierdie nissies rondom hulle nie. Hy is die lewende God. Jesus Christus, maar meer nog, hy is die sleutel tot die ewige lewe. Die Here Jesus is die bron van die ewige lewe. Hy hou die sleutel van die lewe self. Johannes 14 vers 6 en Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 6 vers 33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Sleutel tot lewe. Geliefdes, 'n laaste vraag. Hoe kom ons aan die belydenis in Christus? Wat so sterk in hierdie deel uitkom, is dat die mens ook nie eers met die geloof in die Here Jesus Christus self sal uitkom uit die mens self nie. Hy is nie een van die vele gode waarvan ons moet kies en dalk per ongeluk reg kies nie. Die mens kan maklik dink dis hy self wat so goed was om met die geloof in die Here Jesus Christus as die enigste seun van God uit te kom. Maar eers nadat Petrus die belydenis gedoen het, wys Christus vir hom op 'n grootse waarheid, dat Petrus in homself nie in staat was om by hierdie geloof uit te kom. Daarom in vers 17, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed, die mens, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Daar is geen werksheiligheid, of eie prestasie, of eie roem, by die belydenis van jou geloof in die Here Jesus Christus nie. Dis maar genade van die Here af, om hom as die sleutel in die geloof tot die ewige lewe te kan bely. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Salig is jy, Simon Bar-Jona, want die Vader gee die geloof aan sy uitverkore kinders, om te kan bely. En nie net die belydenis nie, maar tot die ewige lewe ingesluit. God gee die belydenis as die sleutel tot die koninkryk van die hemele. Geloof werk die salige troos, waar die gelowige besef, sy geloofsbelydenis in die Here Jesus Christus is 'n grootse genadegawe uit die hand van God uit. Geliefdes, daarom, deur die belydenis bou God sy kerk op hierdie aarde. Hy bou sy volk, hy bou sy huis, hy bou sy tempel, die kudde, die gemeente, die bruid van Christus, die liggaam van Christus, deur die belydenis van die geloof van die gelowige, deur die genade van God in hulle harte. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Here, ons kom staan voor U as medebroers en susters in die geloof. Here, om 'n belydenis te leef ten spyte van die hele wêreld se nissies en bygelowigheid daar buite. Ja, Here, ons is nie so van die wêreld verwyder asof ons nie ook maar gekonfronteer word daarmee nie. Maar gee vir ons die genade, Here, om te volhard deur die krag van U Gees in hierdie belydenis, om vas te staan in dit wat U vir ons kom doen het deur U Seun Jesus Christus, dit wat Hy vir ons kom doen het aan die kruis en die opstanding, dit wat U Gees vir ons elke dag doen om ons te hou aan hierdie geloof. Laat ons getrou hieraan bly. Hou U ons getrou.
en laat ook ons lewens daarvan getuig. Ons bid dit ook so in besonder vir broer Herman. Amen. Geliefdes, kom ons maak ook by Gesang 114. Dan sing ons ook as gemeente vir mekaar in ons belydenis en ook ten aanskoue van die doop sing ons daar Gesang 114 vers 1 en vers 2 tot eer van die Here. Vers 1 en vers 2 van Gesang 114. Die bly dan staande vir die verskoning vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.